Julle kan julle plekke neem, baie dankie. Goeiemôre vriende, ek is nou jammer ons is nou nie so baie dat dit 'n regte klankstelsel regverdig nie, maar die diens word ook op sosiale media gestroom en die klank moet 'n bietjie beter wees, so ek moet nou maar 'n mikrofoon dra vanmôre, dit maak dit so 'n bietjie kunsmatig, maar dankie dat jy hier is vanmôre. Ons is nie baie mense nie, maar in die kerk van die Here tel ons nie mense nie, ons weeg hulle na hulle waarde. En vir elkeen wat hier van u wat hier is, maak dit saak. Daar is teen drinkgoedjies gereël na die tyd in die saal, so u is welkom om asseblief daar te gaan kuier. Maak dit nie moeite werd as amper etenstyd, jy kan ietsie eet, dan kan jy die dag verder gaan geniet sonder om weer 'n etebreek te vat en dan kuier 'n bietjie saam met die familie asseblief. Dis gewoonlik baie meer waarde as enigiets anders wat ons vandag kan doen. Dis om 'n paar minute in mekaar se geselskap deur te bring. So ek waardeer dit dat u hier is, baie dankie namens die familie vir die teenwoordigheid. Sterkte vir julle. Ek wil net seker maak, ek moet bely dat ek nie al die familie so goed ken nie. Ek het nou met die naby familie kennis gemaak en moeite gedoen om hulle bietjie in die oë te kom kyk. Hier sit dalk 'n broer of 'n suster vanmôre in die kerk. Hier is 'n suster. Waarvan kom u? Sasolburg, baie dankie. Julle veilige reis, die paai so jy al die slaggate kom mis. Mooi, ons is bly julle is veilig hierso. En sterkte ook vir die dag. Ons het 'n briefie gekry van die sussie wat in Mariana kyk as haar naam P is. Ek sal dit vir die voorlees. Hier is nie ander familie nie. Kleinerige familie. Baie dankie. Dankie dat u alval hier is. Ons gaan nie so lank wees nie. Ons gaan maar net 'n paar gedagtes met mekaar wissel. Ons gaan 'n paar bedankings doen, 'n bietjie vir Tanjanetjie onthou en 'n lied of twee saam sing. Ons doen 'n volledige afskeid van haar. Ons probeer geen mens verheerlik nie. Dit kan ons nie doen nie. Ons wil dit ook nie doen nie, maar ons probeer haar onthou as die mens en vir die mens wat sy was, vir hulle wat naby aan haar was. En dan gaan ons hier vanaf net uit na die muur toe, waar ons die assies in die muur gaan sit, en daar gaan ons doen dat die mense gewoonlik by die graf doen, ook net 'n paar minute, en die asseblief ook daarin gaan, en van daarop gaan ons dan in die saal beweeg. Dis maar ook weer 'n program. Sterkte namens die gemeenskap, namens hierdie gemeente, namens myself. Sy was nie so gesond meer nie, die jare begin aanstap, bietjie gesukkel met haar bene, maar dit is tog 'n skielike dood. En in hierdie gemeenskap was die afgelope tyd twee sterftes van mooi mense. Die een het maandelang gelei tot op die punt waar tannie Anna die ma gesê het, sy kan nie meer nie. Hoe kan 'n ma bid en vra dat die Here haar kind moet laat sterf? Dat sy skuldgevoelens daaroor het. En die dood het langsaam en stadig en ek wil amper sê op 'n vreeslike, amper onmenslike manier gekom. Die ander een is dan nie aan, vinnig, skielik, amper onverwags. Maar geen sterfte is mooi nie, geen sterfte is gewens nie. Dit moet ook nie wees nie, want ons is op aarde om te lewe. Ons is nie op aarde om stadig dood te gaan nie. En daarom is die dood altyd moeilik en swaar. En uiteindelik, as 'n mens daaroor dink, dan is daar altyd ook 'n stuk genade. Ek was nog nooit in my lewe by 'n sterfbed en ek was by julle klompie. Nog nooit by 'n sterfbed waar ek 'n slegter mens van haar weggestap het. Jy gaan om met die gedagte, amper sê, met die vermeerdheid om te dink, dat jy iets moet gaan doen. En dan stap jy weg met die gedagte, jy het soveel gekry. 'n Sterfbed is byna soos 'n geboortebed. Dis heilige oomblikke. Dis oomblikke waar 'n mens baie naby aan jou Skepper is, wat jy bewus raak van die broosheid, die kortstondigheid van die lewe. En ek dink aan die Hannetjie se bed was dieselfde. 'n Mens is nie alleen as jy sterf nie. Jy het nie 'n mens nodig om by jou te wees nie. Want 'n mens kan in elk geval geen bydrae lewer in jou sterwensoomblikke nie. Maar die Here het vir ons beloof in sy woord, en hy het daardie belofte het hy waarskynlik ook, of hy beslis volgens my ook nagekom, by tannie Hannetjie om te sê, jy sal nooit weer alleen wees nie. En dan spesifiek, sonder Paulus die dood uit, om te sê, geen dood, of baie ander goed, maar geen dood sal skeiding bring tussen my en my kind nie. En die Here het dan opgetel en weggedra, en ek dink, sy is tevrede en versorg, en ons moet in daardie troos, moet ons berus.
Kom ons vra dit van die Here vanmôre, want is ons wat hy, van die Annetjie hy nie. Sy is weg, sy is tevrede, sy het haar lewe gelewe. Ons wat agterbly, dis ons wat verlam, dis ons wat seer kry. En dis ons wat ergens hier in ons gedagtes of harte so 'n bietjie bang is, want ons dood lê nog voor. Ons weet nie hoe dit gaan kom, wanneer dit gaan kom nie, maar ons moet nog sterf. Dis die een sekerheid van lewe. Dit eindig op 'n dag, 'n datum en 'n tyd. Mag u u lewe so leef dat die dood nie vir u 'n verskrikking inhou nie. Mag u so lewe dat u so aan die Annetjie getroos en veilig deur die Here opgeraap sal word. Kom ons vra daarvoor. Kom ons maak ons oë toe en bid ons met mekaar saam. Hemelse Vader, as ons deur die dood gekonfronteer word, dan besef ons eintlik maar hoe klein en magteloos ons is. Net 'n asempie. 'n Blom wat in sy glorie ontwaak, plesier beleef en gee, wat die lewe kan vier en ten volle kan benut. Maar vinnig is dit verby. Vinnig verdroog ons, word ons oud, takel, ouderdom en siekte ons af. En dan is dit klaar. Maar u het beloof dat u ons trooster en Here is in lewe en in dood. Ons kan bely vandag en ons gaan dit net doen, ook daar as ons wat aan die Annetjie finaal groet, dat ons glo aan 'n ewige lewe. Dat ons glo dat die lewe nie eindig by die dood nie, maar dat dit net 'n oorgang is na 'n ander lewe, 'n nuwe lewe, 'n beter lewe. Maar dankie vir dit wat u vir ons gegee het in haar lewe, vir die mens wat sy was. 'n Kind, 'n vrou, 'n minnares, 'n ma, 'n ouma, 'n suster, 'n vriendin, 'n medegelowige. Soveel rolle wat sy vervul het. Ons onthou dit vanoggend. En ons sê vir u dankie daarvoor. Maar nou moet ons vra, Here, dat u hierdie berg wat ons moet oorkom, hierdie moeilike afskeid, dat u vir ons hierby sal help. Troos ons asseblief, as ons stikkend huil en voor u buig. Mense kan dit nie doen nie, maar u kan. Ja, vir ons in die besonder, om so te gaan lewe, dat ons hele lewe huldeblyk sal wees aan hierdie ma en ouma en familielid. Ons buig voor u. Ons doen dit nou, want ons het nou vir u nodig. En daarom, Here, kom ons tot hulp en wees teenwoordig in hierdie paar stil oomblikke in hierdie kerkgebou. As ons hierdie mooi mens, Vrou Oulaas, groet in die lewe. Dankie daarvoor, dat ons dit van u kan verwag en kan vra. Want u het beloof, u sal dit vir ons gee. Aan u die eer, in Jesus se naam. Amen. Gaan ons eers die lied sing, Debbie nou, gaan ons eers sing, Kom ons sing eers 'n lied saam. As jy nie wil opstaan nie, is jy welkom om te bly sit, maar as jy staan, is jy ook welkom. En ek wil vra, ons is nou min genoeg, niemand gaan klaar as jy bietjie vals sing. So u kan regtig uit volle bors saam sing. Kom ons doen dit. Ons maak op vir ons getalle die hartlik saam te sing. Baie bekende lied nommer 464, die woorde hy het nie daar op die blaadjie, dis ook gaan dit op die bord wees. Dankie Junior, hy gaan dit ook op die bord vir ons gooi, so jy is welkom om dit op enige plek te deel en saam te sing. Kom ons staan as jy wil, en ons sing 'n pragtige loflied tot eer van die Here.
so onderhou. Dan sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor vlees, the grass is growing burnt. Hoe jullie zorg, verklinken over alles. Jy die soldaat, en achter my kind. Dan moet ek juist my rede in my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die Here skepende dit saam. Hoe heerlik Here wonder daan. Baie dankie. Ons kyk nou daar so 'n kort slideshow, so 'n paar skyfies. Ons moet tog vir tannie Hannetjie onthou. Ons neem afskeid van 'n mens wat saak gemaak het, 'n mens wie se gene vandag hier in die banke saam met ons is, 'n mens wat stikkend is, wat verlang. Sy het haar lewensmaat die hele tyd al verloor, so sy het ook alleen en hartseer geken. Maar kom ons onthou haar vir die mens wat sy was. Sy was 'n stil mens, as ek reg onthou, baie privaat op haar eie lewe, maar tog bekend. Soos wat ek hier die dorp gaan kry navraag, en hoor ek by mense wat sê, nee, hulle weet presies wie was tannie Hannetjie. Dat had ek ons gesien. Dat ek my sê, so die gewoonte gehad om dan begin die dorp te stap ook, toe sy nog lekker kon loop. En ook net 'n paar dae voor haar dood, het sy weer in die dorp gestap. So kom ons kyk na hierdie kort 'n paar foto's en herinneringe. 'n Foto praat baie beter as taal, as wat jy sê of kan skryf. En het is wonderlik dat ons in 'n era lewe waar mense kan foto's neem. En as jy nog nie genoeg foto's het nie, ek vrou nou eendag gesê, sy het nie die kinders 'n mooi foto van ons twee as ons eendag op ons begrafnisbrief moet gaan nie. En dan moet ons lag 'n goeie foto neem, maar dit is nou te laat. Die foto wat op mense begrafnisbrief neem jy net 'n jaar terug neem. Daai foto's, nie nou se foto's nie. Jy moet nog daai foto neem toe jy nog hare gehad het, nog daar 'n bietjie mooier was. Maar kom ons kyk na die lewe van die mens wat ons geken het as Hannetjie van Deventer. Kom ons kyk daarna. Dankie Junior. I dream Mama walked up those heavenly stairs, and angels from Mother were given a pair that mentioned a million things Mom did for me, things I took for granted but never could see. If it's medals for mothers, for all of the deeds they have done. If it's medals for mothers, Mama, you win every one. The medal of honor was pinned on her there, a medal for duty and kind, tender care, a medal for patience. She won up above, but the biggest of all was the one for her love. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart that's broke is a heart that's been loved, so I sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, and say hallelujah, you're home.
pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, say hallelujah. There's a message on my phone. It's my mother saying, "God, please come home." I fear the words. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? Dankie Junior, baie dankie daarvoor. Ek dink tog foto's vertel baie van 'n mens. Ek het nog kyk, daar was net een foto waar Tannie Annetjie nie lag of glimlag nie, net een. Julle het seker baie kwaad gemaak daai dag. Sy wou nie gehad het daar met 'n foto geneem word nie. Ek het gesien sy het op Janie se trouens effens bekommerd gelyk. Ek wonder wat was dit? Maar maak nie saak, dit is al die rekening wat miskoop betaal word, maak nie saak. Dit is baie duidelik, sy is 'n vriendelike mens, 'n familiemens. En julle moet die slaai so bære, julle moet dit bære, weer en weer daarna kyk, en julle moet die stories van Tannie Annetjie vir mekaar vertel. As jy die begrafnisbrief in die hand neem, ek gaan vir julle 'n paar uittreksels lees uit van die briefies wat die naaste kinders van mense geskryf het. Want ek het myne kry wat ek nou voorberei hier zijn. Die mense wat haar goed geken het en wat naby haar geleef het, het vir haar elkeen 'n afskeidsboodskapie geskrywe wat u daar het, u kan dit gaan lees. Ek gaan net so hier en daar uittrek, sal hier gekry van die goed is 'n bietjie persoonlik. En ek wil nie mense pynig met dit wat 'n mens sê nie, maar ek wil tog dat ons iets hoor van die mens wat sy vir hulle was. Dis die belangrike mense, die mense wat saak gemaak het in haar lewe. En dat hulle onthou en dink oor haar is dalk die heel belangrikste, nie wat ander mense van haar dink en onthou nie. Die stel skryf in haar briefie so eentjie af. Sy sê, sy het altyd almal se behoeftes eerste gestel. Sy wou altyd almal help, al het sy self min gehad. Sy was 'n sterk vrou met 'n sagte hart.
Haar lewensreis was gevul met vastberadenheid, harde werk en grenslose, onbaatsigtige liefde vir diegene om haar gesin en haar familie. Sy het baie rolle vertolk, as versorger, mentor, ouma, vriendin, voorstander, voorspraak, seker ook vir die kleinkinders. En so 'n bietjie verder af, sy het ons geleer hoe om regop te bly in tye van teenspoed. En altyd gesê, dra dit aan die Here op, en hy sal uitkoms gee. En dit is natuurlik, vandag en 'n tyd soos vandag, in hierdie tyd, is dit dalk 'n besonder van belang. Dis wat die stel geskryf het. Haar verkleinkinders skryf, your quiet strength, your kindness, and the love you gave freely left a lasting impression, Bianca. Byron, thank you for always sending your best wishes, for asking about my sports, and for being a constant source of support for my mother. En ma, bly maar 'n ma, self die kleinkinders sien dit raak en herken dit. Jan onthou die oggend koffie om die tafel, grappies, gesels voor die dag begin. En dan is dit klaar. Hy is dankbaar vir so 'n ma wat vir hulle gegee het. En vir die lewe en kennis wat hulle by haar kon geleer het. Sien jy, ek sien jy was ook 'n klein seentjie nou die dag, nee. Nou is jy al klaar groter. Hy sê, ek gaan vir ouma mis. Ek hoop ouma bly altyd so mooi. En dan sê hy iets wat nie altyd van 'n ouma gesê word nie, veral nie deur 'n klein seun nie. Ek gaan vir ouma altyd onthou hoe ouma my gesoen het en ook omgegee het vir my. Dankie CJ, dis iets besonders wat jy sê. Hy sê, ek hoop ouma bly altyd gelukkig en geniet dit. Ek dink nogal, sy is. Megan sê, ek onthou altyd ouma se grappies. Wat ons nie altyd gevang het, maar ons altyd gelag. Dit klink my so bekend, ek beleef het ook baie keer, as mense 'n grappie moet verduidelik, is dit nie meer 'n grappie nie. Ek moet eers al meer van my grappies verduidelik. Dan is dit nie meer snaaks. Maar as ou mense so probleem nie, want dit is nou ons probleem. Ouma die lekkerste kos gemaak met soveel liefde. Ouma se lag, wat 'n mens se hart altyd gelukkig maak, met daai glimlag. En op 'n baie mooi persoonlike manier, die sterk, liefdevolle mens wat haar ouma vrou was. Chantal het 'n baie kort briefie, daar wat hierdie dag soos vandag nie maklik is nie, maar ma se liefde het almal rondom ons geraak, en dit is omtrent wat almal sê, dat ek met hulle praat, as ek met hulle praat oor ouma Annetjie. Jen, ouma was 'n lig in my lewe, en het baie liefde en wysheid en vertroosting aangebied op maniere wat woorde nie kan beskryf nie. Ouma se liefde was my anker, jou stem my leiding, jou teenwoordigheid my troos. En nou is daar stilte. Daardie stilte sal vir die res van 'n mens se lewe by ons bly. Mense wat naby 'n mens geleef het, wie se gene 'n mens dra, dit gaan nie weg nie. Dit gaan nie weg nie. Maar 'n mens leer om daarmee saam te lewe. Ons het 'n briefie gekry van Mariana die Jager, sy die jongste sussie. Sy sê al is ons persoon vanoggend nie by julle nie, is ons in die gees wel teenwoordig. Ons is ingeskakel op die link en om so deel te neem. En dan sê ek groete vir hulle daar in die baai. Hoe groet ek vanoggend my ouers? Ek het geen idee nie. By Hannetjie het ek van die jongs af geleer wat dit beteken om vir jou man en kinders mateloos lief te wees. Ek koester vandag hierdie mooi liefde en omgee van haar. Verseker sal ek elke oproep van hallo Mariaantjie en WhatsApp mis. Ons gebed is vanoggend dat die Here julle elkeen sal vertroos en sal toevul in sy liefde. Ons bid vir julle. Piet, Mariana en hulle gesin. Die familie het gevra dat ons dankie moet sê vir 'n klompie mense hier wat hier is vanmôre. Vir al die familie van ver af, Dr. Kien en almal wat gehelp het en altyd so vinnig daarby is. Al het hulle ook hulle eie pyn en hartseer om weer saam te leef. Hulle waardeer dit baie opreg. Dankie aan hierdie kerkraad,
Ek weet nie of jy almal wat die kerk in gereedheid gebring het, vir ons wat kon deel, ook in hulle hartseer en nawere kon staan in hierdie tyd, is 'n voorreg, en ons is baie dankbaar dat ons iets kan doen om die seer beter te maak, en dankie ook vir hulle wat bydrae gemaak het. Dankie aan Daleen, Harry, Debbie, is het Harry, en Debbie vir hulle bydraes ook, ja, Harry natuurlijk, vir hulle bydraes en hulp in hierdie tyd. Dankie aan Marius en Chantay vir die hele ondersteuning, dankie aan die Hemelse Vader vir jare se geseënde lewe saam met 'n ma, 'n ouma, 'n suster en 'n vriendin. Vriende, om dankie te sê, in so 'n tyd is nogal iets heel besonders, en ek wil nie dink dat u dink dit is afgeskeep op enigiets nie. Dankie vir u wat hier is vandag. As 'n mens by 'n graf staan, is 'n mens eintlik maar verleë. En ek dink die mense wat die ergste die verlede het ervaar is juist by die kante. Want hulle moet troos bring, maar hulle weet ook maar nie hoe nie. Hulle het ook maar hulle eie seer en vrae en verwonding en 'n gebrek aan woorde. Jy moet ook vir ons help dat ons leer om nie simpel goedkoop trooswoorde vir mekaar te probeer sê nie. As mens nie woorde het nie, moet nie gryp na clichés en dinge wat eintlik seker maak partykeer as hulle troos nie. Maar troos met die teenwoordigheid. Vandag is ons hier en almal is bewus daarvan en die kerk is oop en ons sê vir mekaar simpatie. Maar oor 'n paar dae is dan die handjie nog altyd weg. En dan word dit swaarder vir die wat agtergebly het. So onthou nou in die weke en maande wat voor lê om nie weg te raak nie. Mens vind dikwels dat die vriende selfs verdwyn uit verleentheid. Kom ons onthou hierdie mense, dis 'n klein gesin. Hulle moet op mekaar leun, maar hulle gaan ook op u leun wat naby is. So veral die familie, die susters, die wat naby is en saam met hulle werk en leef. Onthou dat die seer nie sommer oornag verdwyn nie. Mens leer om daarmee saam te lewe. Die seer gaan nie weg nie. Die onthou bly. Eintlik moet ons onthou om getroos te kan. Maar ek wil tog vir u vra om nie wreed te wees en gou te vergeet nie, maar om liefdevol te wees, werklik simpatiek te wees, en om ook hierdie familie in die tyd wat voor lê te ondersteun en te onderskaag, met die troos en met die liefde. En soms om net vir 'n oomblik stil te word, vir hulle te bid, en dalk saam met hulle 'n traan af te vee. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons dit ook vandag met julle kan deel, Jannie. Ek stel baie dankie vir julle as familie, as vir kleinkinders. Ek het amper nou vergeet, Elsie, my dogter, sê, sy ken ook vir julle, sy sê, oud is hy rooi koppe. So sy weet van julle. En my skoondogter, juffrou Cornelia, hulle sê ook baie sterkte, baie liefde vir julle. Hulle kan nie hier wees vandag nie, maar hulle sê die besonder vir julle, omdat hulle vir julle ken. En hulle, ek wil het eintlik nie sê, net ook kry julle groot koppe. Nou, as het mooi Afrikaanse woord wat begin met wind, maar ek gaan het nie sê nie. Maar nie die wind hier raak, as wat my sê, ja, pa, dis oulike kinders daar. So iets doen julle ergens reg, want julle is oulike kinders. En jy sê, julle is oumas en kleinkinders. Vertel vir mekaar en onthou die stories. Onthou dit. Sterkte vir julle. Ons gaan lees in die Bybel vanmôre uit Openbaring 21. Ek lees vir julle uit aan Janie se eie Bybel. Onthou net om die Bybel weer te vat, Janie, dat jy dit saamvat en dan wees met ergens bære. Ek verwys u na Openbaring 1, maar ek gaan lees uit Openbaring 21 en ek gaan vir u nou verduidelik as ons klaar gelees het waarom ons uit Openbaring 21 lees by 'n begrafnis. Dit is die laaste boek in die Bybel. Die Bybel sluit af met 'n troosboodskap. Johannes skryf hier en ek gaan dit vir u eers lees en dan die agtergrond gee, want die troos van hierdie boodskap uit Openbaring lê juis in die omstandighede waarin dit geskryf is. Hy skryf: "Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly.
Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smat en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe het hy vir my gesê, kyk, ek maak alles nuut. Skryf hierdie woorde op, want dit is betroubaar, dis waar. Verder het hy vir my gesê, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee die fontein van die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy en sy sal my kinders wees. Die boek Openbaring is geskryf toe die tweede groot vervolging teen die Christene uitgebreek het. Daar was so 20 jaar voor dit, was daar 'n vervolging onder die keiser met die naam van Nero. Vroeger jare het ons mense hulle honde se name so gegee, Nero. Maar hierdie keiser se naam was Domitianus. Nero het speel die Christene vervolg. Domitianus het dit met brutaliteit en met oorgawe vir 'n paar jaar lank gedoen. En oor die hele Romeinse Ryk is Christene vervolg. Die tyd is so hier rondom 90 na Christus se geboorte. So dit is so min of meer 60 jaar na die hemelvaart. En die ou wat hier skryf is Johannes. Johannes noem homself in die Bybel. Hy het ook die evangelie geskryf, die evangelie volgens Johannes, ook 3 briewe. Hy het homself genoem die apostel vir wie Jesus lief was, die disipel vir wie Jesus lief was. En die mense besef dat ek sê dit vir mense, maar dan kyk jy bietjie anders na sy skrifte. Hy was waarskynlik, wat is jy nou CJ? 13. Johannes was waarskynlik so CJ, toe die Here Jesus hom geroep het as disipel. 'n seun, 'n jong man. 'n Jood word volwasse, hy is 12 jaar oud. So volgens Jood dat jy volwasse. Jy moet eintlik 'n lisensie kry, jou eie bankrekening hê. Ek hoop jy kry dit. 'n Jood kan dit doen. Hulle mag dit al doen. Maar hy is volwasse. Die Here Jesus het sy 2 ouer broers geroep. En toe sê hy, Johannes, kom jy ook saam. Interessant dat Johannes se ma was 'n suster van Maria, die moeder van Jesus. Haar naam was Salome. So hulle was ook neefs. En Johannes was altyd baie naby aan Jesus. Hy het langs hom gesit by die eerste nagmaal. Hy het in Getsemane waarskynlik om die klip gestaan en afluister, wat bid die Here Jesus nou? Hy was baie naby hom en hy gee ons 'n besondere insig. Maar wat Johannes ook was, is die oudste oorlewende disipel. Om die waarheid te sê, toe hierdie woorde wat ons nou gelees het geskryf het, was hy die enigste van die disipels wat nog geleef het. En hy was waarskynlik 'n man van amper 80 jaar oud, baie oud, baie bejaard. En hy was bekend as die geliefde apostel. Baie geliefd in die kerk, het waarskynlik in die stad Efese gewerk, en toe breek die vervolging uit, hy word gevangen geneem, en hy word op 'n eilandtronk met die naam van Patmos, word hy toegesluit, hy kan nie by sy kerk en by sy mense uitkom nie. Daar was al 'n tweede en 'n derde geslag Christene wat geleef in daai tyd. Mense wat by hulle paas en oupas gehoor het van die Here Jesus, en geglo het, maar nie self die Here Jesus gesien het, en hom beleef het nie. En nou breek hierdie vervolging uit. Duisende Christene word doodgemaak op aaklige maniere. Van die sport, van die gepepel word aan die brand gesteek en moet hulle na die arena rondhardloop. Word hulle verskeer deur wilde diere. Word hulle sommer kop afgesny. Gesinne word uit mekaar geruk. Dis 'n aaklige tyd in die kerk. En wat sê die Christene? Waar is Jesus? Waar is ons geliefde apostel? Hulle kry swaar. As ons dan ons heil vandag, ons kry swaar. Ons het geen idee wat die Christene in die jare tussen 90 en 100 na Christus moes deurmaak nie. Aaklige tye. Hulle is tot die grond toe verniel en verneder. Hulle is bang. En dan kom die Here Jesus een Sondagmôre vroeg. En hy verskyn aan die apostel, sy geliefde disipel. Maar hy verskyn aan hom as verheerlikte Here. Hy verskyn aan hom soos wat hy gelyk het na die hemelvaart. En dit moet jy self gaan lees, ons het nie tyd vanmôre daarvoor nie. Gaan lees net Openbaring 1. Hoe reageer Johannes? Toe die Here aan hom verskyn, toe val hy soos 'n dooie mens op sy voet en op sy gesig neer. Hy wil nie vir Jesus kyk nie. Hy sê dit is so soos wat die son skyn in sy krag. Jy kan eintlik nie vir hom kyk nie. Dis te erg, dis te groot, dis te majestueus, dis te goddelik.
Hy wou nie eers na die Here Jesus kyk nie. En ongelukkig in ons tyd word openbaring baie misbruik. Dis aardig om te sien wat maak die mense met openbaring. Hulle maak daarvan 'n ideologiese, politieke geskrif. Terwyl dit 'n troostboek moet wees vir ons vandag. Ook by hierdie begrafnis van Hannetjie van Deventer. As jy gaan lees in Openbaring en dan skryf Johannes daar, hy moet sy regterhand aan my gevat. Hy het my aangeraak. En die heel eerste woorde wat die Here vir Johannes sê is, moenie bang wees nie. En dis my troos wat ek vandag vir u wil bring. En dis waarmee Johannes ook die boek afsluit. Dis minder bekend die laaste gedeelte. Maar jy het dit raak gehoor. In Openbaring 21 sê die Here weer, moenie bang wees nie. En hy herhaal ook die woorde waarom ons nie moet bang wees nie. Hy sê, want ek was die eerste. Ek was daar in die begin. Hy was by die skepping. Hy is die lewende, hy is nou teenwoordig. Hy is hier, al sien ons hom. Hy is hier, hy weet van ons. Hy weet van ons hartseer. Hy weet wat aan die Hannetjie wat moet sterf. Hy was daar toe sy sterf. Hy is hier, want hy is die lewende. En dan sê hy, ek is ook die laaste. Ek sal wees aan die einde. Ek hanteer die sleutels. Moenie bang wees nie. Ek wil amper sê, moenie worry nie, want ons bekommer ons te veel oor dinge. En hy sê dit vir mense wat vlenters is, wat vervolg word, wat bang is, wat wonder, wat gaan ons word? Soos dat ons ook baie keer wonder, as ons die dood van 'n dierbare moet beleef. Dis 'n lydingstyd. Ek wens ek moet doodgaan, dat ek ook in lydingstyd kan doodgaan, want dan is ons baie bewus van die prys wat die Here betaal het vir ons. Vandag, hierdie tyd, min of meer, amper 2000 jaar nou gelede, min of meer hierdie tyd. Ja, as ons kan amper sê, as ons ons somme reg maak, is dit so 1996 jaar gelede, vandag gelede, was die Here Jesus saam met die disippels op pad Jerusalem toe. Skreeu die mense, welkom, Hosanna, seun van Dawid. Hulle gooi hulle klere en palmtakke voor hom op. Môreoggend 9:00, die Vrydagmôre, toe slaan hulle met spykers aan 'n kruis vas. Môre 12:00, amper 2000 jaar gelede, toe word dit donker. Toe maak die skepping sy oë toe, want die Skepper hang aan 'n kruis. En hy skreeu uit, my pa, hoekom is ek alleen? Hoekom los jy my? En uiteindelik sê hy, dis volbring, dis klaar. Hy sterf in ons plek. Hy betaal die prys van ons sonde, sodat daar vrede kan kom tussen Skepper en skepsel. En hy word begrawe. Sondag wat nou kom, toe is die graf leeg. Wat in daardie graf gebeur, weet geen mens. Baie mense sê, dit is 'n oomblik baie groter en omvangryk as die skepping self. Want toe sê die Vader God, my kind, ek is so jammer. Kom lewe weer. En Jesus stap uit die graf uit, aan die ander kant van die dood. En hy stap voor ons uit en hy sê, volg my, moenie bang wees nie. Volg my, ek is die volmaakte verlosser. En 50 jaar later verskyn hy weer aan Johannes. En hy sê, Johannes, herinner die mense wie ek is. Sê vir hulle, ek is die koning, ek het oorwin, ek het die sonde oorwin. Ek het julle vrygemaak, moenie bang wees nie. Ek sal julle trane afdroog. Moenie skrik vir die dood nie, moenie skrik vir 'n graf nie. Dis niks meer nie, ek het dit oopgebreek, die dood is dood, die Satan is oorwin. Wees getroos, want ek is die eerste en die laaste en die lewende. Mag dit vandag vir julle waar word as familie, dat ons 'n lewende Here aanbid. 'n Laaste ding wat ek hier wil opwys, as jy gehoor het toe gelees het, dan gaan lees weer Openbaring 21. Ons hoef nie na God toe te gaan. Alles kom na ons toe. Dis een rigting verkeer na ons toe. Die Here Jesus het na ons toe gekom. As hy weer kom, kom hy weer na ons toe. As die nuwe Jerusalem gaan neerdal, gaan die aarde waarskynlik deel wees van die hemelse nuwe ryk, van die nuwe bestaan. Want die Bybel sê, die nuwe Jerusalem daal neer na die aarde toe. God wag nie vir ons ergens dat ons
ons moet inspanne by hom uit te kom nie. Hy kom na ons toe. Hy kom ook by die graf na ons toe. Hy kom ook vanoggend na ons toe. En hy sê vir ons, ek het jou so lief. Ek het alles vir jou gedoen. Beleef lydingstyd om weer te besef wat die prys is wat die Here Jesus vir ons betaal het. Sodat ons vandag kan hoor en kan glo en kan weet dat die handjies is waarheid. Sy is waarheid. Ons hoef nie oor haar te worry nie. Ons hoef nie oor haar bang te wees nie. Ons hoef ook nie oor onsself bang te wees nie. Die dag as die Here my moet kom haal. Hoe sing Rihanna Nel, hou die hemel oop. Of ek ken nie my tyd nie, ek ken nie my dag nie. Maar hou die hemel oop, ek is op pad. Dat ek weet, my verlosser leef. Ten spyte van 'n keiser wat dink hy kan God se wêreld maak. Ten spyte van die Satan wat dink dat hy my kan bang maak. Ten spyte van oorlog en wat ook al in die wêreld mag gebeur, ten spyte van kanker en siekte en beroertes en hartaanvalle, ten spyte van al die goed, bly God koning. En hy sê ons Vader in Jesus Christus. Ek hoop julle hoor iets daarvan, want ek weet dit is moeilik. Die mense is stikkend. En ek kan net nie vir julle gee in 'n skinkbord soos dat mense kos aandra vir mense nie. 'n Mens moet dit vat met die hand van geloof. Mag die Here net die genade gee deur sy Gees in die laaste werk, dat julle sal weet, ek mag maar huil, want ek verlang. Maar dat julle getroos kan wees, omdat julle weet, ons verlosser lewe. Hy het die volle prys betaal. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Daar's die troos in Christus Jesus. Amen. Here, dankie dat u die prys betaal het. Dat dit juist lydenstyd is, hierdie tyd wat ons dit aan die handjie moet groet. Dankie dat u ons dit weer met sekerheid laat besef, dat u vrede gebring het. Dat die dood is. En dat ons kan lewe, ten spyte van wat met ons gebeur. Want u is die lewe, en u gee die lewe. Stap saam met ons, Here, hulle wat weer moet verhuis, terug huis toe, op gevaarlike paaie, in 'n besige tyd. Vir hulle wat agterbly met 'n leeplek, 'n telefoon wat nie meer gaan lui nie, 'n stem wat nie meer gehoor kan word nie. Here, help vir hulle om getroos te lewe, soos gelowiges, en om selfs deur die trane heen ook te lag, oor die dag en die lewe, wat ons elke dag mag geniet en mag volmaak. Dankie dat u daar is vir ons, in alle omstandighede, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit, ek gaan die begrafnisbrief vir u lees, daarna sing ons die laaste lied, die oorwinningslied, weer met mekaar saam. Ons kan maar staan en as dit klaar is, bly net vir 'n oomblik staan, dan bid ons om die seën van die Here, sy teenwoordigheid op die pad wat vir ons voorlê, en dan beweeg ons gaan maar sommer hier by die hoofdeur uit beweeg net om die mure net die ander kant, en dan gaan ons die kussie daar nie hier sit en daar finaal afskeid neem. Ons groet vandag vir Johanna Cornelia van Deventer, sy was 'n mooi styl. Baie van die daar geken, sy is gebore op die 15de Julie 1948, eintlik sommer nou die dag. Sy is oorlede op die 5de April 2025. Stil het sy ons verlaat, sonder om 'n woord te praat. Ons hande wat so saamgewerk, die hande wat so saamgewerk het, hulle is nou sag aan mekaar. Met 'n hartseer neem ons afskeid van ons geliefde ma, ouma, suster, vriendin, Annetjie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ons berus in die wil van die Vader, wat die lewe gee en die lewe neem. Tot aan die einde sal liefdevolle herinnering ons altyd bybly. Kinders van die Here is nuut gemaak. Ook Annetjie van Deventer is in Christus nuut gemaak. En ons saam met haar het 'n veilige en heerlike toekoms. Dis die woord en die belofte van die lewende God. Daarom is dit betroubaar en is dit waar. Kom ons sing oor hierdie oorwinning wat Christus vir ons verdien het. Kom ons sing die oorwinningslied, die bly staan vir die seën net daarna.
sien my gees die glorie, die almacht van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy is die vyand reeds verslaan. Hy is die rots waar ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kom ons maak ons oorlek toe. Here, ons Vader, ons kan nie aangaan met die lewe in eie krag nie. Daarom vra ons U om U belofte na te kom dat U met ons sal bly en sal wees oral en altyd en vir ewig. Daarom bid ons nou namens hierdie familie, namens hulle wat verlang en hartseer is. Maar ons bid elkeen, Here, wat sondaar mens, maar verloste is. Wees U asseblief ons Vader en seën ons. Wees ons verlosser en vrymaker en seën ons. Gee vir ons wysheid en troos. Seën ons. U as die enige God. Seën ons en stap die pad saam met ons. Van nou af en vir altyd. Aan U die eer. Amen. Ons gee net geleentheid vir die familie om eers te gaan en dan stap ons agter. Dankie jullie.
nou nie agtergeneem wat keer dat die nog verder staan nie. So kom ons kom 'n bietjie nader asseblief as ek mag vra. Ons ken mos mekaar, ek weet nie, by troues en by begrafnis en mense is kamer bang of ek weet nie waarvan nie, maar ons ken mekaar, ek weet nie mekaar. Dis ook met daai plek is op daai stadium saam is. Baie dankie dat jy hier is. By die begrafnis en by die graf doen mense nie baie nie. Hier raak 'n mens stil. Ek is nogal van oortuiging dat die een wat dood is nog 'n tipe van 'n teenwoordigheid het. Ek sê altyd, as die een wat ons van afskeid neem nie self hoor nie, ek hoor dit. Ek praat met myself op, maar as ek met hulle praat, of gedaan praat. So ek moet die geleentheid gebruik en ek dink dit is 'n baie goeie gebruik. Of ek olaas iets te sê, ek het nogal die idee, ons stem, dit wat ons sê en dink, trek baie verder, as wat die mens altyd maar so aanvaar. Ons weet eintlik niks van die skepping self nie. Ons weet nie van die werklikheid dat ons in leef en elke dag in bestaan. Daar is 'n groot skepping en 'n wonderlike skepping daar buitekant met baie vermoëns en gebeure wat ons nie eers van kennis het nie. Maar ek dink op 'n manier hoort aan die handjie ook ons stem in ons harte as ons vandag vra soos en vir Olaas tot sien sê. So party mense het iets amper sê wat hulle vir Olaas wil sê wat hulle nou vir die boekerskamers as jy net dit vat. As jy iets wil sê wat jy hardop kan sê, wat uit jou hart uitkom, wat mooi en reg is, dat jy sê dit daar. Maar dit is jou keuse, dit is jou afskeid. Dit is baie swaar, want dit is finaal. As ons hier omdraai moet ons teruggaan na die lewe toe. En die swaarste ding van die sterkste van 'n dierbaar is om weer te gaan lewe, want ek voel skuldig. Moenie skuldig voel omdat u lewe. Ons het elkeen ons eie lewe waarvoor ons verantwoordelik is. Maar hier doen ons net twee goed. Ons lag die dood uit. Ons sê vir die dood, jou skelm, jy kan my nie meer seermaak nie. Jou angel is weg. Die Here Jesus het jou eintlik doodgemaak. Jy het nie meer mag oor my. En om dit reg te kry moet ons geloof bely. En praat ons met die Here en vra vir hom. Vra vir hom om vir ons te help. So ons gaan net dit doen, ons bely ons geloof. Ek ken die geloofsbelijdenis baie goed. Daar's baie geloofsbelijdenisse. Maar alle geloofsbelijdenisse bely God drie-enig. Hy is skepper, hy is onderhouer, hy is Vader, hy weet teenwoordig. God is ook verlosser, hy is die Seun, hy het mens geword, volledig, net soos ons. Hy het gehuil by 'n graf van sy vriende, nie omdat hy geweet het die dood is die baas nie. Hy het geweet hy gaan die dood oorwin, maar hy het gehuil oor ons, oor die net, wat hartseer en pynlik nog moet leef. Maar hy het geleef, hy het die prys betaal, en hy het opgestaan en hy kom weer. Hy het al sy beloftes nagekom. Gaan lees maar weer die Bybel. Elke belofte wat God maak in sy woord, word waar. En die belofte dat hy weer sal kom, sal ook waar word. Ons wag daarvoor. Ons sien uit daar. Ons bely die Heilige Gees, dat God by ons is. Ons bely dat ons aan 'n kerk behoort. Dis die voete en die hande. Die koppie tee wat jy gaan drink. Die troostwoorde, die handdruk, die mooi wens, die WhatsApp wat jy kry. Dis die kerk in aksie. Dis wat God doen en gebruik om ons te troos. En dan die onderskatte stukkie belydenis. Ons glo in die vergewing van sondes. Daardie vergewing maak dit alles moontlik. God vergewe ons. En dan sê ons, hierdie ou lyf, hy kan maar oud word, kan maar siek raak, pyn ervaar. Maar hierdie lyf, het soos 'n koringkorreltjie, soos 'n saadkorreltjie die potensiaal om 'n lieflike nuwe mens te word. Wat die Here ons gemaak. Dus dat ons koringplant en 'n groen plant uitkom. En dis koring. Dieselfde ding as daai korreltjie. Maar in die liggaam is die potensiaal reeds opgesluit om die ewigheid by God te gaan deel. Ons glo aan die wederopstanding van die vlees. Die ontkieming van hierdie liggaam na die dood. Dat God sal gereed maak en by hom sal leen. En dit bestaan sonder en bo kan die tyd. Ons glo aan die ewige lewe. Mag dit u belydenis wees. Want as u dit glo en bely, dan lag u die dood uit. Selfs in die donkerte van 'n graf van 'n lewe. Kom ons vra die Here, ons te help glo dat dit waar is. Here, ons praat met u en ons weet u hoor vir ons. As ons sê ons het seer, ons huil, ons is bang. Ons is bang vir baie dinge, ook vir die dood. Dankie dat u dit vandag vir ons sê. U is die eerste, u is die laaste, maar u is ook die lewende.
Ons sê dit hier waar ons afskeid neem van Hannetjie van Deventer. Maak ons Here, help ons as ons sukkel om te glo. Kom ons klein geloof, ja selfs ons ongeloof verloor. O Gees van God, kom oortuig ons dat dit nie nodig is dat ons bang is. Dat Hannetjie jou reg is. Want U is daar. U is vir haar ook die lewende. U is dit vir elkeen van ons. Daarom bely ons U naam. Jubel ons U lof uit. Want U is goed. U is goed. U is ons verlosser. En ons Vader. Ten spyte van die dood. Aan U die eer. Ons bring aan U die dank vir die lewe en die mens. Vir wie ons vandag goed. Stap saam met ons en troos ons as ons moet teruggaan na die lewe. Want U die eer en die dank. Amen. Baie dankie. Ons gee nou oor aan Debbie. Hulle sal nou aan.